Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, acknowledging that you are our refuge, our strength, and our ever-present help in times of trouble. Lord, we thank you for every person gathered here today, for the cancer fighters who continue to face each day with courage, for the survivors whose lives testify to your faithfulness, and for the families, caregivers, friends, and medical professionals who walk this journey alongside them. Father, we invite your presence into this service. Let this be a place of hope, healing, encouragement, and peace. May every song, every prayer, every testimony, and every message bring glory to your name and remind us that you are with us in every season. We pray for those currently undergoing treatment. Strengthen their bodies, renew their minds, and surround them with your perfect peace. Grant wisdom and compassion to doctors, nurses, and healthcare teams as they care for them. Lord, we especially lift up the families and caregivers. Renew their strength when they grow weary, comfort them when they are overwhelmed, and remind them that you see every sacrifice that they are making. We also remember those who are grieving the loss of loved ones to cancer. Wrap them in your loving arms, comfort their hearts, and assure them of the hope we have in Christ. As we gather today, unite us in love, strengthen our faith, and help us to encourage one another. May every person leave this place knowing they are deeply loved by you and that they are never alone. We declare your promise from Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. We commit the service into your hands, Father, and we ask that your Holy Spirit would move among us in a powerful and gentle way. In the precious and mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Ek gaan oorgee aan Morgan wat vir ons 'n gedig gaan voorlees. Dankie. Good morning, everybody. As Pastor Harold said, my name is Morgan, and I'm going to be sharing a poem as well as 2 Bible verses that helped me during my cancer journey. So the poem is called It's Me Again, Only Better. I fought the battle and won. Now I'm back and better than ever. For cancer has been a mirror held up in front of me. It forced me to take a good look at myself and bluntly asked, where are you going? It made me redefine my priorities, teaching me that it really is the little things that make life sweet. It gave me the vision to see angels walking among us, calling themselves friends and family, touching my life deeper than I've ever dreamed possible. Cancer asked me to embrace the change in myself, the change that forced me to grow and become the person I always wanted to be, but never seemed to have the time to achieve. And change always involves risk, stepping from the known into the unknown. I had to embrace uncertainty and accept that I was not in control. It's been the ultimate test of my character, forcing me to trust my heart and reach deep inside for strength and power I never knew I had. I came to realize that even though I had cancer, I was never a victim. I am a survivor in heart and spirit and always will be, even if that test takes me to my last breath. Cancer truly is a defining moment, a moment that made me redefine the impossible. And since I did, nothing will ever be the same again. It will be better. And then the 2 Bible verses I would like to share is Jeremiah 29, verse 11. It says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And the second Bible verse was Matthew 6, verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Thank you, everyone. Baie dankie Morgan.
Sy is 'n inspirasie vir ons almal. Ek dink ons kan vir haar weer 'n handeklap gee. Baie dankie. Ek gaan nou die aksiespan na vore nooi. And I'm going to ask all the survivors and fighters, please, to stand up where you're sitting at the moment. If you are a survivor or a fighter with cancer at the moment, where you are, just stand up out of your seat. You don't have to go anywhere else. Just stand up, please. We want to give you a flower, present you with that as a gift. Thank you so very much. Ons gaan nou oorgee aan nog 2 getuienisse. Ek gaan vir Morgan vorentoe roep. Dit is ook Morgan. Vir Morgan vorentoe roep om haar getuienis te bring. Baie dankie. Morning, everybody. For those who don't know me, my name is Morgan, and I was diagnosed with Ewing sarcoma in the December of 2024, and it's a type of bone cancer that was found on my ribs. I was only 13. I was scared and very confused, and didn't know how the following years would look. Before my diagnosis, I didn't know the Lord, and I didn't have a relationship with Him. I planned out what my life would look like the following year, and when I found out it wasn't going to happen, I was devastated. Instead of making memories and new friends, I was in and out of the hospital for more than half of the year. I felt lost and alone, but through all of those tough days, the Lord was with me. He was carrying me, and He was walking with me. I learned more and more about the Lord and who He is. Not only did I learn about how amazingly powerful our God is, I experienced it. The Lord took my fear and turned it into faith. I felt lost and alone, but through Christ, I was found, saved, and healed. It was difficult trusting in God's plan, especially when I thought I knew best. But the Lord is always working, even when it doesn't feel like He's working, He is. And the plans He has for us is far better than we can ever comprehend. I'd like to end off my testimony with Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and do not depend on your own understanding. Thank you. Yes. Baie dankie Morgan, Christine. Goeiemôre almal. Ek wil volgende net my testimonie kom gee om vir julle te sê hoe groot en almagtige God ons aanbid. All glory to God belongs. 8 months ago, my life changed forever. I was diagnosed with a brain tumor and breast cancer. I did not want to go through chemotherapy after I prayed and believed God gave me instructions through it. The doctors prepared me for a double mastectomy. I started 12 weeks chemotherapy, but the first treatment weren't working as expected, and the brain tumor continued to grow. I was changed to the red devil chemotherapy. As everybody knows, it was much more extreme. I was scared. I didn't want to go through it. It was the hardest journey of my life, but I knew God gave me a reason to do it. There was days I cried until I had no tears left. There were days I didn't want to carry on. I remember asking God to take me because I felt I continued endured any more pain. But God already knew the road before I walked it. He knew every child and every tear.
I knew this journey would change my life forever. God also gave me faithful friends who remind me, keep going. God's got you. He will never leave you. My husband, my mom, and my children walked every step of this journey with me. They carried my pain as if it was their own. They stood beside me through the chemotherapy, epileptic seizures, the blood clots, the dialysis, the fear, and all uncertainty. They cried with me, prayed with me, loved me, never gave up on me. I could never have done alone. Thank God performed a miracle. My last MRI came back clear. The brain tumor was gone. The brain cancer was gone. What doctors once feared has disappeared. Every bit of glory belongs to God. Cancer did not define me. Pain did not defeat me. Death did not claim me. Jesus had the final word. To God, all the glory and all the honor and all the praise. Loof die naam van die Here. Dien ons nie 'n groot en 'n almagtige God nie. Is hy nie waardig om geprys te word en groot geprys? Kom ons staan op en gee hom die eer wat waardig is, wat ons aanraak, wat ons kan verheerlik en sê ons dien 'n lewende God. Halleluja! Amen! Prys sy lieflike, heilige, groot naam. Amen. Baie dankie. U mag jy sitplekke neem. Ek gee oor aan Pastor Nos. Loof die Here, kan maar net. Ons gaan vanoggend verder, almal wat survivors is en fighters is, gaan vra, julle het nou al blomme gekry, maar gaan vra dat julle gaan opstaan en die voor by die nagmaaltafel gaan kom staan. Almal wat in hierdie afgelope tyd kanker verwerk het, julle kan maar kom, baie dankie, kom staan hier voor. Die aksiespan gaan saam met julle kom staan. Enige iemand is welkom. As jy deur kanker kom, of jou familielid het deur kanker gekom, ons gaan spesiaal vir julle nagmaal bedien, as 'n uitsondering vanoggend om vir julle te sê, ons is lief vir julle, ons gee vir julle om. Amen, baie dankie, jy kan so reg voor staan, loof die Here. Ek gaan 'n skrifgedeelte doen en dan gaan Lenel vir ons 'n gebed kom lees. Julle kan maar vorentoe kom maar deur. Daar sy. Is 'n stoel vir oom Henny. Net hy moet kan sit. Oom Henny gaan deur 'n geweldige kanker in sy liggaam en sy vel en sy alles is so ongelooflik. My hart gaan uit vir julle vanoggend. Ella, my hart gaan uit vir julle vanoggend. Moet nooit moed verloor in hierdie tyd nie. Moet nooit moed verloor nie. Ons is 'n gemeente wat bid. Ons is 'n gemeente wat voor die Here kom en saamkom en wat erken dat kanker is 'n realiteit. Ons kan nie verby dit kyk nie. Kanker is 'n realiteit. Maar God is 'n groter realiteit. Amen. En die Here ken ons elkeen by ons naam en hy weet waardeur ons werk. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid of moeilikhede verkeer.
Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Onthou dit, Paulus het dit geskryf vir die gemeente van Korinthe. Ons glo dit vandag met ons hele hart. Is daar mense, ek wil vra, as jy vir iemand wil kom bid hiervoor, ons gaan 'n gebed lees, ek wil nie kom staan net by iemand hiervoor, as daar nog iemand is in die bank, wat graag by iemand wil staan, terwyl daar mense vorentoe kom. Een van die haarkappers het vanmorgen gevoel, daar's iemand in die gehoor, en dis iemand met 'n baard, wat vanoggend sy baard moet kom laat afskeer, terwille van iemand, wat kanker het. En as daar so iemand is, kom uit, laat sny jou hare vanoggend, identifiseer, met almal, baie dankie. Ek wil vir almal dankie sê, jy is soveel mense wat hulle hare gekleer het en hulle hare sny en jy is nog steeds welkom as jy jou hare wil kom sny vir iemand, kom vorentoe, daar is genoeg plek. Kom ons staan net so, dan gaan ons die gebed lees en ons gaan vir mekaar bid, kom ons sluit ons oë. Liewe Here, U is die God van lewe, hoop en genesing. Ek bring vandag elke persoon wat teen kanker veg na U toe. Gee hulle moed in hul donker dae, kragtige hoop wanneer hulle moedeloos voel en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Raak hul liggame aan met U genesende hand en omvou hul harte met U liefde. Gee wysheid aan elke dokter, verpleegkundige en versorger. Vul hul huise met geloof, hul gedagtes met rus en hul siele met U teenwoordigheid. Here, wees hul anker in die storm. Amen. Ons wil julle nooi, stap net so na die tafel toe, kom vat nagmaal, 'n kelkie en 'n broodjie. Wat 'n ongelooflike tyd is dit, om vir mekaar te sê, hoorie, ons gee om vir jou, wat deur hierdie kankertydperk werk. Dit is 'n ongelooflike moeilike tyd vir enige iemand, en daarom bring ek vanoggend net 'n kort boodskap, en dan gaan ons nagmaal geniet. Siekte, Jesus is teenwoordig. Kan ek 'n amen kry? Ons werk nie deur siekte, sonder dat Jesus teenwoordig is nie. En ek wil u vra om te blaai saam met my na die boek van Markus, hoofstuk 5 vers 21, wil ek hê ons gaan dit saam lees, en dit gaan oor Jairus se dogtertjie, wat op sterwe lê weens 'n siekte. Markus 5 vers 21. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Vers 22, een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam van Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom, en smeek hom dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste, kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. Vers 24, hy het saam met hom gegaan, 'n groot menigte het agter hom aangegaan, en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. As jy in die Bybel volg, dan is daar 'n vrou wat uit die skare uitkom en wat vir Jesus aanraak. Ek gaan nie daai gedeelte lees nie, maar vers 35 sê, terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, dis nou Jairus se raadslede. En hulle kom sê vir hom, Jairus, jou dogter het gesterwe. Waarom val julle u nog ons leermeester lastig? Vers 36 sê,
Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. As jy kan, onderstreep dit nou in jou Bybel. Moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas julle, of wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Vers 40. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Net tot daardie gedeelte, ek wil met u praat oor, wanneer ons vriende het, wanneer ons familielede het, wanneer ons gemeentelede het, wat deur die stryd van siekte werk, wat is dit wat God van ons verwag? Punt 1 is, Jesus bring hoop, sonder om emosies te ontken. Voordat hy die huis binnegaan, sê hy vir Jairus, Jairus, moenie bang wees nie, glo net. Wat belangrik is, hy sê nie vir Jairus, moenie huil nie. Hy sê nie vir Jairus, jou pyn is onbelangrik nie. Hy bring geloof binne in die pyn. Dit is ware empatie, nie om die pyn te ontken nie, maar om hoop daarin te bring, en vir die gelowige te sê, God is met jou. 'n Ou kerkvader het gesê, Poemen, moenie haastig wees om te praat waar jou teenwoordigheid genoeg is nie. Antoinette, ek sien jy sit hier so vanoggend, ek gaan raak aan James. James het so 3 weke terug gesterf aan keelkanker, maar vir 'n paar maande voor dit het ons elke week dinsdagoggend 9:00 mekaar gesien. En party oggende kon ons net sit en net stil wees. Party oggende kon ons gesels, met mekaar praat. Ander oggende het James gesê, ek weet nie meer nie. Ek kan nie meer nie. En ons kon sit, en ons kon by mekaar wees. Wat Poemen sê is, ons moet nie haastig wees om te praat nie. Maar ons kan haastig wees om by mekaar te wees. Partykeer net saam met mekaar te sit. Net vir mekaar te sê, okay. Ons erken die emosies. Ons erken die pyn. Ons erken die omstandighede. Ek weet baie keer wil ons as gelowiges wat vashou aan die woord van die Here, ons wil nie eens kanker sê nie, ons wil nie eens kanker noem nie, ons wil nie eens praat oor die kanker nie, maar weet jy wat, Jesus leer vir ons ontken dit nie, maar ons bring hoop binne in die tyd van nood. Kom vertrou ons hom, dat hy die een is, wat vir ons sal help,
en wat vir ons die krag sal gee om deur dit te werk. Optrede en medelee. Kan ek gou 'n toets doen? Wie van u het al vriende aan die dood afgestaan wat kanker gehad het? Steek net gou jou hand op. Hou dit net so vir 'n oombliekie. Kyk hoe baie hande gaan op. Ek kan nou nog vra, dit is, wat het dit aan jou gedoen? Wat was die trauma in jou eie hart? Wat was die onbeantwoorde vraag in jou eie hart? Hoe het jy dit hanteer vorentoe? Wanneer ons kyk na iemand met kanker of kroniese siekte of roubesoek, dan leer Jesus vir ons die volgende. Wat Poemen gesê het, wees teenwoordig voordat jy antwoorde gee. Wees daar. Raak aan waar gepas met liefde en respek. Raak aan. Met ander woorde, vat iemand se hand. Daardie persoon wat siek is, die oomblik wanneer jy sy hand aanraak, sal dit ervaar, sal dit waardeer. Ons distansieer ons nie van siektes nie. In my 35 jaar in die voltydse bediening, het ek al soveel mense aan die dood afgestaan, met verskillende kankers, en alles wat daarmee saamgaan, maar soms dan verwag die pasiënt, dat jy net aan hom sal raak, net by hom sal wees, net vir 'n oomblik by hom sal sit, terwyl hulle deur alles werk. Spreek die persoon aan, nie die siekte nie. Sien die klein behoeftes sowel as die groot nood raak. Met ander woorde, probeer iets doen. Probeer saam met daai mense 'n pad stap. Bring hoop sonder om die werklikheid van die pyn te kan ontken. En dan, wat vir my belangrik is wat hier gebeur. Jesus respekteer die mens se waardigheid. Wat doen hy? Voordat hy die dogtertjie opwek, sê hy vir die hele spottende skare, okay, dis nou eers tyd dat julle uitbeweeg. Hierdie gaan 'n spesiale oomblik wees. Die pasiënt vra ook vir waardigheid. Jy weet, baie pasiënte wat kanker het, se liggame word so uitgeteer, hulle lyk later so ver agteruit, dat jy vergeet dat hulle ook nog mensies is, wat waardigheid nodig het, en jy moet hulle met waardigheid hanteer, en daarom sê hy vir die skare, gaan uit buitekant toe, hy skep 'n veilige, intieme ruimte vir die gesin. Amen. En ek dink, Antoinette, as jy my toelaat daarso, hoe ons die laaste 2 dae by James net gekom het, James het aan sy bedjie gelê, en onder die komberse, nog steeds probeer smile, nog steeds probeer waardig wees, en hoe ons net om hom was, en saam met hom die laaste oomblikke kon deurgebring het. Wat 'n voorreg om waardigheid te skep. Amen. Ons hoef nie weg te hardloop wanneer siekte kom nie. Ons moet nader stap. Ons moet met geloof moet ons die pasiënt hanteer. En kyk wat doen Jesus. Hy vat haar aan die hand en sê, Talita kum. Wat beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Kyk hoe mooi is dit. Hy praat nie in die lig nie, hy praat direk met daai klein dogtertjie. Sy was maar 12 jaar oud gewees. En hy sê vir haar, dogtertjie, staan op in Jesus naam. Hy kon haar bloot op 'n afstand genees het, maar hy kies fisiese aanraking. Vat haar by die hand, sê vir haar, Talita kum. Kom, dogtertjie, staan op. Wat 'n spesiale oomblik moes dit in daai kind se lewe gewees het. Ek dink daai dogtertjie het van daar af oral begin saam beweeg waar Jesus beweeg het. Net omdat sy so dankbaar was vir wat hy gedoen het in haar lewe. So wanneer ons kyk, dan sien ons, Jesus gee aandag aan gewone behoeftes.
Nadat sy opgestaan het, gee vir haar iets om te eet. Dadelik sê hy dit. Hy het agtergekom, daai kind se liggaam is leeg. Hy gee vir haar iets om te eet. Amen. Hoor gou mooi, empatie sien nie net die groot krisis nie, maar ook die klein behoeftes. Ware pastorale sorg vra, het jy geëet? Het jy gerus? Hoe het jy geslaap? Kan ek iets vir jou prakties doen? Kan ek jou help om jou bed weer op te maak? Kan ons vir jou nuwe lakens gaan kry? Kan ons vir jou nuwe komberse gaan kry? Ek sit Dinsdag aand of Maandag aand met 'n jong paartjie wat gaan trou. En sy het hier deurgestap en sy het die foto's gesien van Keep Going en wat ons embleem is. En sy vra my in die middel van ons sessie, vra sy vir my, hoekom raak mense siek aan kanker? Sy vra, hoekom gaan mense dood van kanker as God dan so groot is? En hier sit mense vanoggend met dieselfde vraag. En jy is half aan die een kant, is jy ontsteld met God, hoekom het hy my pa gevat, of hoekom het hy my ma gevat? God beloof nie vir ons dat ons lewe gaan nie van net gesondheid nie. Maar God is nie die een wat kom siek maak nie. Dis die lief en die leed van hierdie lewe, wat baie keer so veroorsaak, dat 'n liggaam aan kanker blootgestel word, en dat daar konsekwensies is van dit. Maar weet jy, as jy kan terugkyk, God stap nooit weg van jou af nie. God het nooit van papa of van mamma of van boetie of sussie af weggestap nie. God het nooit wegbeweeg van die een wat siek was nie. God was saam met daai persoon in sy siekte tot op die laaste oomblik. En ek wil hê vanmôre dit moet vir jou vertroosting gee. Hoe my ma dood is en hoe my pa dood is en hoe my kinders dalk gesterf het aan kanker, dit maak nie saak nie. God was daar in daai oomblikke. En in jou eie hart wil hy vir jou vertroosting gee vanoggend. En vir jou sê, ek is ook saam met jou. Ek verstaan die pyn wat jy deurgewerk het, toe pa of ma of boetie of sussie dan gesterf het aan kanker. Ek wil afsluit met die volgende woorde, en dan gaan ons aan die nagmaaltafel sit. En dit is, hierdie was ook 'n ou kerkvader gewees, Makarius. Makarios beteken geseend. Makarius, dit was sy naam afgelei van die woord geseend af. Hy het bekend gestaan vir die volgende, om eers saam met mense te huil, voordat jy hulle wil leer. Hoor gou die boodskap. Ons Pinkstermense is ander mense, jong. As ons moeilikheid of daar's siekte of daar's nood, die Jesusie hoor die, dan spring ons in en ons kan bid, vurig bid. Ons kan kragtig bid. Ons kan in tale bid. Ons kan die omstandighede aanvat en ons kan dit stik en breek in die naam van Jesus, wat reg is. Maar somtyds verloor ons daai empatie om saam met mense in die pyn tydperk te stap. Partykeer verloor ons net bietjie menslikheid. Net bietjie menslikheid. Dis wanneer verskoning wat ek sê, maar dis wanneer kankerpasiënte op so 'n stadium is dat hulle morfine moet gebruik en dat hulle op doeke is
En dis enorme duur stories, en dit is waar ons as gemeente betrokke raak, is om dan daai tyd dan doeke te koop en te help vir die families om deur dit te werk. Ons praat nie altyd daaroor nie, maar dis deel van ons dienswerk om uit te reik na daai mense, maar dis waardigheid wat ons teruggee aan mense om hulle daardeur te help. En wat Makarius sê is, hey, kom ons wees net daar vir mekaar. En as dit nodig is, kom ons huil saam met mekaar. Om hierdie hart, daai compassio, die compassie, in die Engels compassion, Afrikaans passie, om ander se lyding in jou eie hart te dra. Amen. So met my binnekant, hier binnekant vir jouself te sê, ek stap saam met daai persoon 'n pad, en ek dra daai pyn van daai persoon in daai moeilike tydperk. Ek gaan jou nooi vanoggend om saam met ons op te staan en na die verskillende tafels te beweeg. Daar's agter en hier's voortafels. Ek wil hê jy moet 'n kelkie kom vat en ek moet 'n broodjie kom vat vanoggend te sê, Here, kom maak my eie hart weer sterk. Miskien is dit vanoggend jou oomblik wat jy, iemand wat jy in die kanker afgestaan het, aan die dood afgestaan het, en jy het dit nooit verwerk nie. Is dit vanoggend dalk net kom tyd om te sê, Here Jesus, kom vertroos my eie hart. Maar om vanoggend ook uit te stap, en dis wat ek wil doen, want dit het so my hart gewerk. Ek wil vanoggend 'n broodjie neem en 'n kelkie neem, en ek wil sê, Here, ek is gesond. Ek is amper 62 jaar oud, ek is gesond. Ek kan elke dag oefen, ek kan elke dag iets doen met my liggaam. Ek is gesond. Dankie daarvoor. En ek dink miskien met ons manne en vroue wat gesond is, die Here loof met 'n handeklap. Amen. En as ek dit mag sê, dan wil ek dit sê, ek het in my hart besluit, ek wil einde van die jaar, November maand, wanneer ons weer die half Ironman doen, wil ek op my fiets plak, hierdie sticker keep going, en ek wil dit spesiaal doen, vir al ons gemeentemense wat deur kanker gaan. Amen.